Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Die Engels sê, blessed is the one who perseveres under trial. Die skeidingslyn tussen wen en verloor is nie talent nie. Dit is vasbyt. Om te volhard beteken eerstens om alles te gee wat jy kan, nie om meer te gee as wat jy het nie. Sommige mense glo dat om te volhard iets is wat meer vereis as wat hulle kan bied. Gevolglik raak hulle moedeloos en hou op om deur te druk en aan te hou. Maar om te volhard beteken om jou beste te gee. Nie meer nie en beslis nie minder nie. Die tweede ding wat volhard beteken is, om te stop wanneer jy die wenstreep bereik het, nie wanneer jy moeg is nie. Om suksesvol te wees, moet jy dikwels verder gaan as wat jy dink jy kan gaan. Onthou, oorwinning word nie bepaal voordat die laaste tree oor die wenstreep gegee is nie. Maak dus staat op God se genade en weier om moed op te gee. Hou aan totdat jy die wenstreep oorsteek het. Die derde ding wat volhard beteken is, om jou oë op God te hou in plaas van jou probleme. God gee jou die krag om te volhard wanneer jou oë op hom is. Hy sal jou die krag gee om aan te hou werk aan jou huwelik wat hopeloos lyk. Hy sal jou die krag gee om op te staan wanneer jy geval het. Hy sal jou die krag gee om aan te gaan wanneer jy op die randjie van bankrotskap is. Hy sal jou die krag gee om aan te hou wanneer al die druk rondom jou vir jou sê om in te gee. God se krag om aan te hou is altyd daar vir jou. Jy moet hom net vra daarvoor. Here, help my om nie moeg te word om goed te doen nie. Want ek weet, as ek volhard, sal ek op die regte tyd 'n oes insamel. Help my om nie op my eie krag en begrip te steun nie, maar op die krag van die Heilige Gees wat in my is. In Jesus naam bid ek dit. Amen.